Dat is welkom by nog 'n episode van Uit die Koekpluk. Ons is vandag hierso in Benoni en ons kuier hierso by 'n ou rugby legende, man wat senter vir baie jare gespeel het en toe oorgaan het vleuel toe en ons het almal om op die TV geniet met sy wedstryde. Jannie van der Walt, welkom by die Koekpluk. Ja, baie dankie Werner, dankie dat julle my genooi het of ek kan deel wees van julle program wat ek 'n paar al gesien het. Great program. Laat mense 'n bietjie meer weet van rugby en van ek gesien nou dat atletiek en 'n paar ander sporte ook. Ja, ons probeer almal se. Jannie, kom ons laat die mense ons leer ken van Jannie. Jy's gebore en getoe en groot geword en oud geword in Benoni. Dis jou in Benoni, in Benoni. Dis jare vandat ek gebore is. Gewees maar hierso op Laerskool Reinfield, ook 'n local skool hierso, Laerskool Reinfield. Jy weet daarso het ek maar ook rugby net gejol, bietjie atletiek gedoen. Jy was altyd ou vinniger as jy? Nee, was altyd, jy het toe my gevra het, ek het altyd gedog, hierdie jaar is dit nou, want dan gaan die ou Kaapstad toe, dan trek jy vinnigste weg, en die volgende oomblik, dan dog ek, hier's ek nou, en dan is ek tweede of derde weer. Ons het ander ouens wat inkom, of net ouens wat vinniger word, growth spurt het, en hulle is net vinniger. Maar jy is vrek vinnig jouself gewees? So. Ja, nee, ons was alright, ons was oké gewees. En hoërskool toe, waar is dit toe, ook in Benoni weer? Ja, ook in Benoni, was in Hans Moor gewees, die ou Benoni Tech was al Hans Moor gewees toe ek begin het, Hans Moor gewees, daarso gewees, ook rugby atletiek mag gedoen, en gelukkig gewees om 1990 en 91 Kruiwenweek te speel vir die ou Oos-Transvaal, die Valkhout nou, en dis maar waar my hoërskool en laerskool was, in daai skooltyd, jou sporte, jou dinge, dis maar met atletiek soos jy sê en die goed, was daar nie iewers 'n bietjie cricket of? O nee, cricket was altyd daar. Ek dink vir een of ander rede in die laerskool het ek eerste span cricket gespeel. Ek was nooit 'n great cricket speler nie. Kon so bietjie bal, 'n bietjie bat, maar my groot ding was fielding geweest, so ek was al op matman geweest. Ja, die reg voor, want my reaksie was bietjie vinniger as klomp van die ander. So dit was lekker en hoërskool vir een ander rede was daar so 3-4 goeie cricketspelers. So ons het sommer van standaard 8 af eerste span gejol. En daai balletjie net te vinnig en te klein geraak. Ja, nee, ek kon daai was net nie altyd vir my gewees nie. En dan bietjie golf gespeel, weet maar nou die golf nou, het jy dit nou aangehou na skool, want jy was nou goed op jy het jou ding gedoen met die golf op skool? Nee, definitief golf gespeel, was daarom af tot 'n 7 of 8 handicap gewees op 'n stadium, veral met die rugby het ons baie tyd gehad op universiteit om Guaragua te gaan. En toe 'n groot breek gehad, so nou is ek maar hierso by 18 somewhere rond, nie te great nie consistent met die golf nie, maar ons geniet dit. Dis vir my nou is dit maar sociable, so baie lekker. Kom ons gaan uit skool uit. Daar's waar die interessante gedeelte gebeur het. What happened to your life there? Want daar het nou klomp angles by mekaar uitgekom net so uit skool uit. Ja, ek dink my pa hulle is oorspronklik van Carletonville af, my oorlede pa. So sy groot ding was, hy wil dat ek Pikke toe gegaan het. So ek het daar manne gaan sien en beers daar gehad en alles, maar my hart het maar net getrek na RAI, die destydse RAI, UJS, en ek het daar 'n beurs outomaties gekry omdat jy Kruiwenweek gespeel het en alles, jy weet, so dit was ook 'n bietjie ligter op die sak geweest vir my ouers. Alhoewel die eerste jaar het nie baie vakke gemaak nie, so toe was hulle nie so lig op hulle sak nie. Ek dink nie as baie rugby ouetjies wat hulle eerste jaar deurkom het. Die eerste jaar ek dink ook daai tweede jaar wat 'n groot probleem was. Maar anyway, kom toe die eerste jaar aan in Dromedaris koshuis geweest. En ek het vroeër vir jou gesê wat gebeur het daar, jy weet. Die oorgang van klomp spelers wat eers weermag militêre service gedoen het, en ons het die volgende oomblik staan ons almal wat wil rugby speel, klomp ouens wat obviously 1990 matriek was en 91 ons, 92 begin ek op RAI, en daar sommer toe 36 Kruiwenweek spelers. 36, en ek is senter gewees op skool, soos ek genoem het vroeër, en ek is
gedwonge toe geskuif na Prof Janie Ferreira, my geskuif na vleuel toe, want hy het gedink ek is maar die vinnigste ouetjie daar. So ja, baie ongelukkig geweest, maar op die einde goed uitgewerk, lekker paar games gehad, onder 20 coaches my gesien van die Leeu's. So maar hoekom is jy ongelukkig? Is dit maar net jy was al set in your way. Jy set in your way. Ja, daai tyd was dit nie, jy weet, ek kon seker 'n paar plekke gespeel het, maar jy weet, jy was uit plek uit. Jy het nooit op vleuel gewees, jy weet, so was half 'n snaakse gevoel geweest. Jy weet, dit was ongelukkig want jy wil op 'n sekere posisie speel, maar ja, op die einde Maar die RAI jare was goed vir jou. Dit was goeie rugby. Ja, ek dink daai tyd was klub rugby ook soos wat jy vroeër reg gesê het is, ons moes nog baie keer as ons provinsiaal gespeel het, moes ons klub rugby nog speel en alles. Was maar meeste van die tyd by Raal gewees en 1 jaar by Pirates gewees. Maar nee, Raal was absoluut goed vir my. Om Koos Elers wat daar was, obviously. Ja. Hy het my deur baie dinge gehelp oorlede om Koos, obviously. Ja. Maar ja, nee, Raal se rugby was baie goed vir my gewees. Jy stap in by die Leeu's en hierso, ek meen 'n ou dink jy ken rugby, maar hier staan 14 topklas manne by jou. Dit Ja, ek dink kom ons gaan net so een stapie terug, want ek dink dis belangrik om ook te kyk na waar dit begin het en hoe ek gelukkig was om actually raak gesien te gewees het. Ja. So ons was ons het Raal onder 21 gespeel, ons Raal onder 21 kaptein, ek sal maar nie sy naam noem nie. Ek en hy het een aand uitgegaan en RAI onder 21 het toe 'n game gespeel teen Auckland University rugby club. Hulle het getoer in Suid-Afrika. So hulle was die beste universiteits onder 21 span in Nieu-Seeland. En ons het die Woensdag aand gespeel. So die Dinsdag aand het ek en hy besluit ons gaan bietjie els toe daar naby Raal Stadium en ons gaan bietjie maar net bietjie ietsie eet en alles en so een of twee limonadetjies ook gevat met dalk bietjie te veel, baie laat of baie vroeg in die bed gekom, soos in baie laat. Jy weet, in die vroeg in die oggend, maar laat in die nag. Ja, so in die oggendure en nie altyd die regte ding om te doen nie en ek stel dit glad nie voor die jonger gehoor wat nou ek sê vandag luister nie, maar ek dink een uit 1 miljoen keer werke dalk, jy weet. So die volgende oggend opgestaan, die game was dan 'n bietjie later, lekker gejol. Ons het hulle nogal 'n pak gegee. Ek dink ek het 6-3 gedruk daai dag. Ja, nee, crazy gewees. Baie bevoorreg goeie ouens langs my gehad. Tinus Delport, ek dink was sy eerste game vir Raal onder 21. So ons het hy was heel agter gewees daai game. En weet en ek dink regte plek, regte tyd. Hier sit die hele Leeu'span langs die veld aan die oorkant. Kitch Christie, Raymond, al die Leeu'spelers, alles. En dit was 1994 gewees. Wow. Ons sit almal daar. En hulle sien toe hier's 'n ou wat 6-3 druk. So die punt wat ek wil maak is, jy weet jy moet maar altyd gereed wees vir geleenthede. En my mind was reg. Ek nie geweet hulle is daar nie, maar my mind was reg vir die game. Maak nie saak wat die vorige dag gebeur het nie. I was ready. Ja. En daar sien iemand my. En ek dink dis die begin en dis hoekom jy sê toe ek nou begin met die Leeu's, maar dit was actually dit was eintlik jy daai een great game nodig om met daai Ja, Doc Leite het actually, sorry, maar Doc Leite het actually een my ingeroep toe sê nee, hoor hierso jy gaan miskien vir die Leeu's jol, maar nie sommer 'n game nie. 94 ek dink was op Springbok Park die final Currybeeker. Ja, ek dink so. En ek dink Gerbrand Grobler het nog vir ons gejol en ek dink daar was 'n probleem met hom gewees. Toe sê Doc, jy gaan miskien jol. Somme van herens af en toe hy obviously sy besering weg, geen probleme nie. So ek het eers 95 actually toe. Het jy toe eintlik jou kans gekry by die Leeu's, ja. Voor ek verder gaan, kom ons gaan net Dromedaris toe. Yes. Daar's 'n paar manne wat stories van Drom kan vertel. Yes. Gee ons so short ding sonder dat jy iemand op die tone trap. Sure. Nou het jy my nogal kant gevang. Trouwens, ek dink daar's ontsettend baie stories. Ek dink die Koshuis rivalry te mekaar ons op die rif. Ons wat gaan serenade vir die girls vir die dinge se en dan obviously maar die aande uit wat ons maar klomp drommanne, een van die ouens wat jy ken, ry ons met sy kar en dan
dan gaan Trans maar 'n paar goeters optel met Billy Furry. Weet ons het 'n zebra mos gehad wat ons mascot was, want ons baie keer maar daai goedjies traai by die ou track garages maar traai optel, jy weet, maar net want ons het net gebreek. Dit vir hulle hou daar. Ja, ons het maar 'n bietjie gebreek. So nee, ons was al 'n paar keer gevang en 'n paar dinge het al gebeur. So ons gaan nie te veel sê nie. Maar daar was baie tradisie om dromedaris. Dit is 'n baie tradisie en actually al die koshuise en ek sê nou daar was rivalry tussen die koshuise, maar ek bedoel ons het actually 'n goeie groep gehad, veral omdat met Rugby Connect is, het ons 'n lekker groep vriende oralste gehad. Ja. En toe kyk, so kom ons gaan Leeu's toe. Ja. Toe begin jy nou saam met hierdie legende van manne. Dis seker 'n starstruck moment. Jy stap al in, jy besef maar hierdie is manne wat hardcore is. Ja nee, ek bedoel ons het almal opgekyk na meeste van hulle. Ek dink ons het ons was in die begin, ek het nie gejoin, was so 2 of 3 games, is nog super 10 gewees daai tyd. En so weke nou al voordat hulle gaan toer om teen Otago op Carisbrook te speel, teen die Highlanders op Carisbrook te speel. Toe bel Ry my toe sê hoor hierso, you going with. En toe is ek ook in die span, weet my, dis my eerste game gewees. In Nieu-Seeland gewees. Weet so bevoorreg soos op die House of Pain. Ja, op die House of Pain, ja. Hulle het nog vir ons sulke T-shirts gegee wat sê is out of Africa and into the House of Pain. So T-shirts wat hulle vir ons gegee het. Wow. Ek sê great gewees, ja. Maar is dit die House of Pain? Ja, nee, dit was hard gewees. Dit was tough gewees. Ek het al games al verloor, maar ons het gelukkig daai game gewen. En soos jy sê, jy weet, om gekoos te word deur een van jou heroes of iemand waarna jy opgekyk het soos Ry Moort, dit was nogal ja, dit is special. Ja, ek onthou net, want hy is baie kompeterend, Ry Moort, jy weet, so ek onthou nog, ons was agter die pale, of ons het die oefening klaargemaak die donderdag vir die Saterdag game, en ek het altyd soke paar sprints hier op die doodgebied maar gedoen, jy weet, op en af, so 10 en dan 'n paar sessies, en Kitch Christie kom na my toe en hy sê, hoor hierso, you're playing on Saturday, jy moet nie te veel, jy self uitbrand nie. En toe na die tyd kom Ry so na my toe sê, nou, do another two. Jy weet, hy was nogal kompeterend, so hy het my gehelp met baie goeders in die rugby. Maar Janie, die ou het nodig om reg te wees vir daai moment that comes along, want as jy nie reg is, jy is nie voorbereid is nie, dan gaan daai geleentheid verby jou gaan. Ja, ek dink, en dis wat ek vroeër genoem het, ek dink daar's 'n tyd, jy weet, regte plek, regte tyd, daai hele gesegde is nou 'n cliché, maar dis regtig so. Wees maar net altyd reg. Jy weet nie wie daar gaan wees nie, jy weet nie wie se oor daar so is hy, soos jy vroeër genoem het, toe ons 'n gesprek gehad het oor keders wat daar is, dan kyk jy rond en alles. Ek dink jy moet fokus op wat jy wil doen in jou gameplan, absoluut. So, en die simpelste game, en ek wil dit nie simpel noem nie, ek wil dit geen disrespect teenoor die game nie, maar jy het op 'n game wat jy nie eens gedink het gaan eintlik, ek meen jy het gaan kuier, en hier kom jy by die volgende dag. Nie regtig ernstig opgevat nie, maar weet, as jy tussen daai 4 lyne kom, dan is ek gefokus gewees altyd. So ja, ek dink dit was absoluut, jy moet altyd gereed wees vir enigiets wat voor in jou pad kom. Ja, en tussen nou baie jare wat jy, of baie games, kom ons noem so baie games wat jy toe onder die Leeu's gejol het. Ja, actually 90, sorry, ek gaan nou nog gestoor. Ons het 95 einde, toe is daar so 2 games wat ek regtig nie great gejol het nie. Ek dink een teen Natal by Kings Park. Nie great gewees nie, Rail het my gedrop. Ek dink ons die tweede laaste Currie Cup game of iets. En toe is daar 'n span wat oor see gaan. Die hele Europa ver oor toer en alles. En ek is nie gekies nie, en die oorlede Tian Hubert Juba wat vir die Bulle gespeel het, paar games en 2 Currie Cup saam met hulle gewen het. Ons is toe nie gekies nie. En ons besluit toe Desember om maar bietjie 'n Kaaptripie te doen, hier van P af, regdeur tot daar in die Kaap en alles. Maar ons was so gemotiveer om in 96 goed te doen. Ons het elke oggend ons gat afgeoefen vir 'n uur. Dan het ons weer lekker gejol en 'n paar dinge gedoen en gekuier en vriende ontmoet, maar daai oggend as 6:00 is ons op en ons geoefen. En ek dink dit is 'n groot ding. Jy weet, mense te doel, jy weet wat jy wil doen, en ek dink dit was ons doel gewees daai Desember om 96. Want toe is jy nou gedrop, en dis 'n teleurstelling, jy het my gevra vroeër, ek moet sê van teleurstellings, dit was een van my grootste teleurstellings, om nie gekies, daar's ouens wat veel gekies was, wat nie eens daai hele jaar gespeel het nie,
nogal teleurstellend was. Ja. Maar anyway, jy weet, dis toe verby en 96 het gekom en 96 was nogal 'n goeie jaar vir my. Lekker gejol. Wat het 96 Nee, net weer begin jol vir Elias, paar beserings, meer solid, gejol, lekker gejol. Ons was in die Currie-beker final ook gewees daai jaar, verloor teen Natal, Juba Joubert het ons ondergesit. Ja. En 96 was ek ook gekies vir die SA span. So ons het ook 7 weke gaan toer. Skotland, Engeland, Wales en Ierland. Afspanne gespeel toe of het julle teen clubs gespeel? Nee, clubs, universiteite, clubs en alles. Okay. En toe obviously al die main games. Ek het op daai jaar ook op toekenning gespeel wat great was. Ja, dis ook 'n goeie groep spelers gehad. Baie van daai spelers het bok geword. Maar ja, so 5-6 games vir hulle ook gespeel, SA span. Ja, nie die verskil tussen om het te maak en nie te maak nie is millimeters. Dit is soos jy sê, jy eintlik tussen dit raak gesien te word of nie raak gesien, om daar te wees of nie daar. Ek dink 'n mens kyk baie keer na die hoë vlak. Vandag is daar kontrakte, is 'n baie ander wêreld, maar dit is net bietjie vinniger en bietjie harder elke keer, maar you can get very close. Ek dink deesdae, en ek weet nie baie coaches ek dink kyk so, is commitment voor talent of voor talent, want talent kan jou bring tot daar, maar as jy nie gefokus is en hard oefen en elke dag insit nie, glo ek commitment gaan altyd eerste kom. Jy kan 'n ouetjie hê wat se talent 20% swakker is, maar as hy meer insit, definitief. Absoluut. En ek dink dit maak dit nogal taaf, want ek dink wat ouens nie besef vandag nie, en nou vandag met die kontrakte goed, maar jy moet maar daai vakansie moet jy maar oefen. Jou tye weg wanneer jou chommies almal sit in parties hou en dinge doen, is die tye wanneer jy ek onthou altyd ek het altyd gemis 21ste party, soos almal 21 word. Ek het troues gemis, want jy terwyl daai ouens daar is jy hierdie kant is jy besig om te oefen of onder 'n weights in te klim en jouself sterker te maak en al daai goed. So maar as jy dit nie het nie, it's a moment and you can lose it. Ja, ek dink die groot ding is, jy weet, ek dink baie van die spelers is 'n bietjie uncoachable vandag, al is hulle groot, al is hulle sterk en alles. Ons het oor 'n paar mense gepraat vroeër. En ek dink as jy jouself nie wil nie, ek dink 'n coach of jy as 'n speler jy wil iets bereik, jy wil beter raak. Ek bedoel, is nou 'n professie. Dit in ons jare was dit in die oorgang, dit was nie 'n professie gewees nie. So nou is dit 'n professie, so nou weet you gotta put in. Jy moet insit. En as jy nie insit nie, there's not going to be results. Ek en jy het nou van set af gepraat, jy is oor die feit van ek en jy was ons nou van dieselfde jare se modelle. Daai wat jy ons was amateur wat toe begin oorgaan het in ek wil dit vandag se term amper noem semi-professioneel, maar dit was daai tyd professioneel. Maar semi, ja. Maar dis 'n moeilike era tyd. Ja, ek dink daai tyd was absoluut vir ons iets niets. Niemand het eerder geweet. Weet, ons het 96 Currie-beker gespeel en al daai springbokke wat na in die 5 obviously in die wêreldbeker was, almal van hulle was ewe skielik was hulle uit. Want toe's hulle nou met Gary Pecker, wat was dit? Ja, dit was die Pecker kontrakte. Ja, daai goed is besig en hierso van die senior ouens met ons gepraat en ons sien net dollars, jy weet nou, ons verdien 5.500 rand, nou ewesklik gaan ons 10.5 verdien. Ja, presies. Jy sê nou, jy weet so dit was nogal moeilik vir ons want ons het maar geluister wat van die ouer spelers gesê het. Ons het maar we didn't know what to do and what to expect. So dit was nie ek bedoel, dit was obviously die beginstadium van dit, maar dit was definitief semi-professioneel, ek dink. As jy nou terug gaan vandag, dan dink jy dit so, maar dit was professioneel geweest. Maar ek dink nie die wêreld het gedink waarheen ons gaan op daai stadium nie. Dit was half nee, dit was 'n test and trial. Ek bedoel, sokker was toen al hoe lank professioneel. En mense vra my vandag, maar hoekom word sokkerspelers soveel betaal en alles? Ek bedoel, they professional for a long time. Yeah, very much. And obviously they got bumps and seats. En dis een van ons probleme in Suid-Afrika veral.
die bums on seat. Ons kry net nie genoeg spectators by die games nie. Ek is nou af van die punt af. Nee, maar ek hou daarvan dat ons daar praat, want ek wil jou eintlik sommer al vra, maar wat doen ons, hoe kry ons die toeskouers terug op die stadions, want dit's na COVID is dit half, en ek dink die een kant is direk ons praat oor die kaartjie kostes, maar hoe maak ons die stadions vol, want ek dink, as ek my kant kan sê van dit is dat, ek dink TV het dit so maklik gemaak, ek en jy sit vandag hier en ons kyk 3 games, en ons drink 3 bier en vleisie en ek ry huis toe. Dis gemaklik as om stadion toe te ry. Ja, nee, ek bedoel, het vat jou 2 ure voor die tyd, kom aan als, maar in dieselfde asem, ek dink baie mense sê is gevaarlik Ellis Park en alles, en ek weet nie of ek dit alles nou kan sê nie, maar ek dink dit is so gevaarlik, want as jy eers in by die atletiekstadion in is en alles, ek love it, ek enjoy it, ek het hierdie jaar nog gaan kyk, maar laas jaar 'n paar jaar voor het ek nogal baie gaan kyk, en is enjoyable vir my, en ek bedoel, ons vat 'n Uber van hier af, of 'n taxi, ry eerder nie, so dis nie so moeilik nie, maar ek dink, die spelers self, en veral met die URC oorsee, kan jy sien al die stadions is vol, maar dit is net 20,000 mense. So ek glo vas, ons moet baie van even die URC guys, moet ons uitvat na kleiner stadions toe. Ellis Park gaan altyd daar wees. Ellis Park, dis een van die beste stadions, een van die uit sy die tyd toe hulle hom gebou het. Ek bedoel, dit was een van die beste stadions in die wêreld gewees. En hy is nou nog goed. So ek dink hy gaan nooit weg van my. Ek dink hy moet bly daar vir Springbok games, vir finals, vir semifinals van groot kompetisies, waar jy crowds kan trek. Maar ek bedoel, ek voel as jy in 'n kleiner stadion by 'n Kreersdorp, Rodepoort, selfs tot Kempton, jy weet, oralste, waar daar baie mense bly en baie nader is en baie meer accessible is vir baie mense. Dis my gevoel. Ja, ek stem absoluut saam. Ons het so 'n paar episodes terug Wessel Roux gehad, en ons het in die kleedkamers gesit. Dis next level. Ou wat nog nie in Ellis Park se kleedkamer was nie. Daai is absoluut wêreldklas. Dit is, ons kan nie van dit ontslaa. En mense is baie die leeu's moet wegkom daar. Nee, hoekom? Nee, ek glo glad nie wegkom. Absoluut, daai se hemel op sy eie. Ja, hy het sy issues, maar ek bedoel, wat gaan dit kos om daai te vervang? Nee, ek bedoel, en wat word dan van dit? Weet, dit is soos Nieuweland. Dis nog nie verhaal gaan gebeur nie, maar baie hartseer. Baie hartseer. Jy het nou met jou games, ek meen, jy het nou 100, ons het nou gepraat, 120, 125 games omtrent, wat jy gespeel het vir die Leeu's. Is daar games wat uitstaan, wat werklik vir jou, ja, ek dink 96, obviously was 'n goeie jaar, ons het goed gespeel, ook saam met baie legendes, en die 95 wêreldbeker, ons in die final teen obviously Sharks verloor, die Currie-beker final, maar ek het 'n goeie run-up gehad na die game toe, na die finals toe. Paar drie gedruk in die semis teen die WP, en daai jaar was lekker, want obviously het paar mense my gesien, Omani, wat was Omani van Wes-Transvaal se Omani, anyway. Ek kan nie sy van onthou nie. Maar anyway, hy was ons coach geweest vir die SA-span, dus ek gekies vir die SA-span. So ek dink dit was 'n goeie en 'n nice jaar vir my geweest. En dan obviously ook 98 het almal besluit, kom ons sit die Cheetahs en die Leeu's, en die Griek was en almal saam, en toe begin die Cats. So dit was ook nogal exciting, weet, het ons saam met baie van die Vrystaat ouens gespeel, saam met die Russies, saam met die Osse en al daai ouens. Weet, so dit was ook 'n lekker verandering en 'n exciting times, want nou is dit iets wat begin. Ons het nie altyd goed gedoen nie. Onder Laurie het ons albei 'n bietjie beter gedoen, maar dit was altyd moeilik geweest. Maar ek dink, weet, die Cats situasie waar dit begin het, waar ek so 30 games ek dink vir hulle gespeel het, en dan Leo seisoen 96 was een van my beter seisoene, Die Cats het ek het nou 'n paar programme al met 'n paar van die manne gehad wat Cats het, en ek dink vandag is dit 'n bragging right om te kan sê het by die Cats gewees. Ja, maar dit is half eksklusief, dit gaan nie weer gebeur seker. Maar ek dink die idee was briljant geweest. Ek dink nie het noodwendig op in prinsip uitgewerk, maar die Cats was
was stunning geweest en Ja. soos jy sê, jy het jou verskillende ouens met verskillende idees wat eintlik by mekaar uitgekom het en ek dink daar het 'n hele paar groot spelers van daar af ontwikkel uit die Cats uit. Julle was 'n paar spanne wat by mekaar gesit was. Julle in die Vrystaat En dan die Griekwas en ek dink nog een Ja. in Noord-Vrystaad ek dink, kan wees, ja. Ja. En skielik het die groot kompetisie. Ja, maar toe is ons deur coaches, weet elke jaar, dit was eers so Piet Kleinhans geweest van die Vrystaat en Gerry en Gijsie Pinaar, ja. Hulle was die coach die eerste jaar en toe is hulle weg, toe is dit André Markgraaf en toe kom Laurie Myns. Jy weet, so, jy kon ook die momentum regtig bou nie, want elke keer is daar nuwe ouens gewees en nuwe spelers ons. Die groep het relatief dieselfde gebly. Baie paar Griekwa ouens het uitgekom, jou Slotte, Victor Matfield, wat is die ander lang ou gewees? Nou, moet nie dit nou sê, ons het dit vergeet nie, nee. Maar Victor Matfield en Philip Smit van die Griekwas. Die Griekwas, want Markgraaf het hulle die vorig jaar afgerig, so dit was goed gedoen. So dit was toch al the birth of a lot of good players. Ja, en dis eintlik, ek dink dieselfde uit die streek waar die Oos-Transvaal, of ons nou almal vandag die Valke ken. Alhoewel hy kleiner unie was, daar is altyd name wat hier deurgekom het. Hulle was altyd competitive. Bakkies, ek wil nou net sê, Bakkies is een van die groot name op dit. Absoluut. En as jy terug gaan na skoolvlak toe, die Valke kom vir jou, jong. Hulle doen. Hulle is, jou pa was vroeër jare met Boksburg. Jy was Benoni rugby. Benoni, was hy by Benoni geweest. Eerste span nagespeel. Hier ek sê 70 tot hulle het 71 jaar aangekom, so hy het so van 71 tot seker 75, 6, hy het nogal lank aangehou, tot 34 weet. Hy was in die Benoni span en baie van daai Benoni ouens, Dion van Rensburg, loskalke van die Valke, het in die final gejol van teen Transvaal nog op Ambrink, dink ek. Ja, so ek het dit was waar ek groot geword het. Ons gaan nou baie terug, maar ek het langs die rugbyveld groot geword. Jy weet, 'n paar ballboy en balle agter die pale gevang en dis maar wat dinge begin. Ek hou altyd daarvan om te sê dat ek dink 'n kind se beste afrigting en die beste tyd wat hy kan hê is nie deur 'n coach nie, is daai wat agter die pale en daar waar hy bal vang of daar word skielik word daar 'n game gemaak. Hulle sê mos, kan ek saam speel? Yes, sorry, is nie my bal nie. As dit jou bal is dan maak is jy die baas, maar absoluut. Dit kom weer terug, dit jou liefde vir die sport laat ontwikkel. Ja, nee, definitief. En ek bedoel enigiets wat fun is, enigiets wat lekker is as jy oefen. Jy weet, jy moet altyd maar die harde werk ook doen, 'n bietjie runs en ver draf en alles, maar daai touch rugby met opwarming. Dis maar actually die beste, want dis alles rugby related en dit maak jou skills beter en ek is baie groot voorstander om daai tipe goed te doen. As jy oefening doen, laat dit rugby related wees. Nie net reguit in lyne hardloop. Jy hardloop nie reguit met rugby hardloop nie en reguit lyne nie. It must have purpose. Yes, it must have purpose every exercise or fitness en alles. En keep it related. Met my afrigting ek altyd dan kom hulle dan die ouens die heavies moet lang pad hardloop en dan sê ek maar hy gaan dit op die veld doen nie. So dit moet dit related hou tot die. En ek dink Rassie ook, want hy was as kaptein by die Catch gewees en hy het ons het as die coaches daar was het ons seker 20 minute touch rugby en dis baie wat hy nou doen. Jy sal sien ook as die bokke opwarm. Daar's jy weet daar's 'n stit, daar's 'n haker, elkeen het sy eie iets wat hy in die game of in die oefening moet doen. So elkeen sal jy sien is besig met sy eie ding. En ek weet nie hoe dit nou in laerskool, hoërskool rugby en provinsiaal is of dit dieselfde is nie, maar dis maar daai tyd wat hy ook gesê het, hoorie ons speel touches. En ek dink dit was nogal touches het altyd sy plek. Jy het obviously 'n paar groot name gespeel in jou pad. Tawe manne wat teen wie jy besef het okay, maar hierdie is Tawe boys. Ja, Joe Vederi,
daar was 'n paar gewees, van die groot Nieu-Zeelandse ouens. Dan was daar obviously Jonah Loma, ek het sê 2 of 3 keer teen hom gespeel. Gelukkig, as jy vleuel teen vleuel speel, is dit nie, tackle nie gewoonlik mekaar nie, want dis, jy weet, dis buite to tackle. So I was lucky I didn't have to tackle him too much. Ek dink een keer so 'n bietjie getrek, maar ja, dit was nogal saad geweest. Val weet, hy was op sy piek, op sy beste geweest. En hy is 'n monster. Nee, hy is 'n monster, ja. Nee, hy is 'n monster. Hy is 'n monster. Ja, en dan Suid-Afrikaans was dit maar jou normale ouens, jy weet, jou James Small teen Chester gejol, in begin stadiums teen Brighton gejol en teen baie van die legendes, ja. Ja, dis lekker om al daai en die Leeu's het daardeur baie, en jy is bevoorreg want jy het baie 'n goeie tyd aan die Leeu's se wêreld gegaan daai tyd met. Ja, maar nee, ja en nee. Ek dink want soos ek sê, ons is deur baie coaches daai tyd. Davie Snyman, Chris Wiley, Koos Elers hulle en Wim Hollander het ons afgerig. Eventueel het Laurie Mains toe gekom. So dit was nogal 'n troublesome times in die coaching. Ja, van 97 af. Ek moet 97 het ons op 'n stadium toes Tito Lutini en Ray Moordweg. Ek dink dit was 97. Ja, 97. Toe die laaste 4-5 Currie Cup games toe rig Johan Roux ons af. Ons het nie 'n coach gehad nie. Niemand weet ek dink jy is daarvan nie. Wow. Ons het nie 'n coach gehad nie. Niemand. Kosele het 'n bietjie toe, ek dink die latter part of net voor 'n bietjie geld, maar toe daar probleme met klomp goeters sê hulle, "Well, Johan, take the guys." Ja. Louis Luit, ek dink het nog so 'n bietjie kom uithelp so nou en dan. Ja. Dok Luit, maar ons het letterlik geen coach gehad nie. En ons het 'n paar games verloor in 97 as jy gaan kyk na die results. En daai laaste 3 games ons gejol het ons met 20-30 gewen. Met ja, net 'n ander mindset, net 'n ander manier van oefen en want ons as spelers geweet hoe ons wil dinge doen, maar elke coach, maar so baie verandering was, het elkeen sy eie idee gehad. So dit was bietjie disruptive geweest in 'n mate. Maar ja, as jy vandag 'n Jannie kan vat en in die professionele wêreld sit. Ja. Wat ons nou vandag ken, nie die professioneel van daai tyd nie. Hoe sou jy dinge anders hanteer het? Sou jy gevoel het dat, want ek weet jy het baie harde werk ingesit en soos jy sê is eintlik vandag 'n baie groot karier wat jy vir jouself maak. Is daar dinge wat jy sou wou anders doen dan? Weet jy wat ek dink met die remuneration van hoe die mense betaal word, die geld wat jy daar kan maak. Ek dink as jy regtig jou kop afsit, gaan jy na rugby en jy kan nou tot 36, jy weet. Jy kan regtig lank nog speel. So as jy klaar rugby gespeel het, sal daar genoeg wees vir jou aftrede basically. Ja. En of in 'n besigheid geld sit. En ek dink in ons probleem daai tyd was ons het nie baie guidance gehad wat met jou geld te doen nie, maar die probleem was ons geld wat ons verdien het was amper ook net genoeg om uit te kom partykeer. So jy vra wat ek gaan nou van die punt af, maar wat ek anders sou gedoen het is ja, ek weet, mense het hard geoefen, maar ek dink jou mindset sou heeltemal anders gewees het. Jy sou nog harder geoefen het. Jy sou dinge bietjie anders gedoen het om longevity te kry uit jou karier uit, omdat daar goeie geld is. Ek dink die sosiale kant, as jy in vandag se terme vat, die ouetjies social nie meer soos ons jare, as jy vat het RAI en Pirates, ek onthou daai games. Dit was 'n ding gewees. Ons het dit was nie not out of the norm. Almal het maar net dit was soos 'n deel van dit geweest. Met die Leeu's ook, weet ons het in die weekie regtig, ons sal nou en dan 'n biertjie of 2 gedrink het op 'n Dinsdag of so, maar niks grootsie, maar ek dink dis een van die dinge, weet die hele mediese kant agter dit, die tegnologie wat nou daar is, hoe hulle die mense trek met jou fitness en alles, jy weet, ek dink dit is nogal 'n groot ding en wat jy moet doen, wat jy nie kan doen nie. Daai tyd het ons maar net gewonder jy het dit gegaan en as jy goed gevoel het wat jy doen of na die tyd goed gevoel het wat jy gedoen het, is dit goed genoeg. Jannie, vandag wat doen Jannie vandag in sy lewe? Waar is jy? Ek en een van my skoolpelle het maar so, ek dink dit was in my laaste, in 2003 of so, 2002 het ons 'n besigheid begin, paar dingetjies gedoen, besigheid gestig. Ons het low cost housing gebou eers en alles. Dit nie uitgewerk nie, bietjie swak betaling gekry van die government af.
En toe het ons maar in die mynbedryf ingegaan. So ek is van daai jaar af in die mynbedryf, nie saam met my, die vriend nie, maar ek is nou al so van 2015 af wat ek in die mynbedryf eie besigheid het. Ons verskaf maar net pompe, pompharte, pype, alle relevante equipment aan myne, ja. Sure. En middelmense. Maar het jy begin werk al toe jy, of wanneer het jy opgehou met jou, so by mekaar? Dit was op die border, ja. Op die border so jy het opgehou wat 2003? Ja. Letterlik, ek sê 2002, maar 2003 nog so 1 of 2 games ek het gejol, en toe klaar, ja. My vraag is altyd met dit, want dit was 'n baie tawwe tyd in my lewe gewees, is, wanneer weet jy, wanneer is dit nou klaar? Ek dink daar gebeur maar net dinge in jou lewe, wat jou half outomaties of jy maak 'n besluit as gevolg van dinge wat gebeur in jou lewe. Ek dink ek het vroeër met jou gepraat, weet, ek sou miskien bietjie oor see gaan speel het in Italië en alles hier by 2002, 2003, nooit toe uitgewerk nie, want in 2002, ek dink ja, nee, ek moet nou mooi dink, 2000, toe ontmoet ek my destydse vrou en weet, jou mind is heeltemal anderster, alles lyk goed hier, weet, sy te werk, jy begin nou iets doen, so ek dink omstandighede en dinge wat gebeur, maak jou verander waar jou rugby carrière gaan, en ja nee, ek dink op die einde van die dag, ek sou actually gelike het om te gespeel, maar dan die lewe nie uitgeloop soos het nou uitgeloop het nie. Ja, dan was dit is maar destiny seker. Dit gebeur elke ding op sy regte tyd. Yes, maar die ding is ek het geweet met my tyd dat ek begin agterkom 'n mens, alhoewel jy sterk is en ons stitte het 'n bietjie langer leeftyd as julle bekkies. Ja. En julle kan beter drop. Dit kan baie meer. Kyk, ons is eintlik, ek verstaan nog tot vandag toe nie hoekom word die forwards nie gebruik op die skoppie, maar wat ek agtergekom het, 'n ou begin al hoe stadiger, die ouetjies kom vinniger, die ouens is die youngsters wat deurkom het, was net, they started getting your number, en ek het net gevoel, jou conditioning ek kan nie bybly nie, en jy speel 'n game Saterdag, waar jy kon Saterdag speel, Woensdag speel, weer Vrydag job, nou recover jy, Donderdag is jy nog steeds seer van Saterdag se game, so dit het my gestop, maar dit is 'n moeilike, daai is 'n moeilike punt in 'n ou se rugby wêreld, ons praat nie van besigheid, ek praat van 'n mens se mental state, okay, ons is klaar. Waar jy daai oggend opstaan en sê, okay, ek is nie nou op pad na een of ander rugbyveld toe nie. Absoluut, en ek dink 'n groot ding is, ek is nooit weg enige ander provinsie toe nie. So ek glo as ek dalk nou nie oor see gegaan het, maar miskien by 'n ander provinsie gaan aanklop het en miskien 'n geleentheid gekry het, with the change is as good as a holiday, en ek dink, dan kry jy as jy weer vars en jy is weer lus vir ander dinge. En ek het dit nooit gedoen nie. Ek was ook maar net, soos jy sê, weet, jou lyf het begin seder raak. Jonger ouetjies wat al op skool bly wel harder geoefen het, wat ons op skool geoefen het. So, nee, dit was, jy was nou laasweek met die eindstryd van die SDC Noordval. Die ou direkteurstrofee. Die ou direkteurs en die administrateurs en al daai mooi name, versekerbeker was nou almal gewees, maar ons is nou SDC Noordval, en hoe die kwaliteit van skoolrugby. Ja, ek weet ook nie wat daai ouetjies eet nie, want die saas van daai ouens is net crazy, en die rugby wat hulle speel, dit is, ek dink van hulle is meer professioneel as die kleine, sorry vir die kleine innings, maar hulle is meer professioneel as van die kleiner innings, en daar is miskien partykeer meer geld ook sommer aan per dag. Ek dink skoolrugby het daai punt bereik waar hy is absoluut besig om uit sy naad uit te bars van absoluut sukses. Dit is 'n suksesstorie. Absoluut. Ons afrigters moes nog klas gee, moes nog dinge doen. Hierdie is nou werk vir die afrigters vir die skool. Ja, hy word net aangestel vir daai. Verder bietjie nader aan die huis, daar's 'n tweeling manne wat hier rondloop. Jy het twee seuns, tweeling seuns, en dan jy 'n stiefseun wat, vertel ons bietjie van die manne. Ja, maar my vrou ontmoet in 2000, my gewese vrou, en ons het haar laaitjie was so 19 gewees. So ek is maar hom half aangeneem. Wel, sy pa is ook nog steeds daar, alles goeie ou. Maar weet, na sy rugby games toe, hy was op St. Albans in Pretoria gewees, so hy het bietjie ruggas daar gejol. En toe 'n paar jaar later, obviously het ek my eie kinders toe, tweeling saam met my vrou, Liam en Trent. AJ is nou in Thailand.
Hy gee skool daarso en doen 'n bietjie social media. Het 'n paar podcasts met health, hy's 'n health strategist, so hy doen ook 'n paar van daai goeters. En dan die laities met, hulle is nou 22, hulle was in, ek weet nou nie wanneer presies hulle matriek was, 3-4 jaar terug, maar hulle was op King Edwards gewees, by Kes gewees, Koshuis gewees die eerste 2-3 jaar, toe kom COVID, so hulle standaard 9 matriek, of graad 11-12, was basically amper niks skool nie. Skool, hulle moes van die huis af 'n klomp goeders doen, uit die koshuis gegaan. Sport was minimaal gewees. Hulle was goeie sokkerspelers, laerskool provinsiaal sokker gespeel. En toe verkies ook, weet eerste span sokker bietjie gejol, maar rugby was hulle altyd hier in die laer B-spanne en die tweede en derde spanne. Jou motto, jy het 'n paar pragtige motto's wat jy vir my gesê het wat jou lewe is. Ons het al so geraak aan 'n paar van hulle. Ja, ek weet nie altyd of dit 'n motto is. Ek dink 'n groot ding in my lewe en wat mense doen is hulle procrastinate baie. Jy weet van uitstel kom afstel. So ek glo as jy iets moet doen, doen dit dadelik. As jy weet, en dis nou 'n besigheid, die lewe, jou liefdeslewe, whatever it is, don't hold back, jy weet. En lewe elke dag tot sy volste, weet. I think that's definitely one of the things. And what we did touch on earlier was that if there's opportunities in your life, some people get 3 opportunities, 1, 2, 3 opportunities. The third one they take and it's good. Some just get 1. So every opportunity that is laid up in front of you, you should take. Right. En maak die meeste daarvan. Ja, absoluut. Interessant hoe jy dit vir my nou sê. Ek was op laerskool op Melisdrift Laerskool toe, so 'n klein plaaskooltjie. En ons lese is doen dit nou. Okay. En dit het so vir my aangesluit toe ek met jou begin met hierdie werk van die, toe besef ek maar dis presies dit. Doen dit nou. Moenie uitstel nie, moenie môre nie. En ek dink jou lewe is 'n refleksie nou dit as jy was daar, jy daai dag gespeel, jy het 'n goeie game gehad en jy's raak gesien en jou deure is vir jou oopgemaak vir absoluut vir 'n wonderlike ding. Absoluut. Janie, so aan die einde van elke uit die koekpluk, dan kom ek so 'n bietjie weer terug en ek reflect nou terug. Nou ek gebruik altyd nou hierdie koekplikke nou. Hierdie ou koekplikke. Ek gaan nou hier ons hele set nou so laat omval. Maar in die jare het jy altyd die koekplik gehad en het in ouma se kas daar bo staan of in jou ma se kas. Jy raak nie aan daai nie. Dis ouma se pride. Hulle het mooi nog van daai dun papier daar binne, so die koekies is daar binne. Maar jy wil altyd daar bykom en as jy nou wens is ouma hulle nou of mamma hulle nou winkel toe ry dan jy nou hier, maar hierdie goed het nie oopgemaak nie. Bietjie, jy het hom so gedraai. Maar die koekplik is en as jy hom dan oop kry, het hierdie magic wat binne in hierdie koekplik is en dan kry jy koekies. So my koekplikke is die magic wat ek kom kry, want ek het kom werk aan 'n Jannie van der Walt vandag en ek maak hom oop en dis my reflection back to you. En ek dink van die eerste oomblik wat ek jou gesien het is jy het 'n ongelooflike diep energie. Jy's baie what you see is what you get person. Ek dink dit is wat ek baie van hou. Maar ek hou van die feit dat jy weet ek kan dit doen, maar it's going to take work en jy het baie daai krag wat binne jou sit. Dit 'n pragtige plek. Jou kinders is jy kan sommer sien hulle solid, so you've done a good work en jy het ons op die rugbyveld dit jy ons baie entertain. Ek het dit baie geniet. Ek is 'n baie groot leeu, so jy het 'n paar keer dat ek my hande gelig. Ek het vir jou vroeër gesê ek het die geleentheid gehad as 'n youngster by Pirates om so bietjie aan julle te proe, alhoewel ons maar nog gekyk het, maar Jannie, jy's 'n baie goeie mens en ek hou van die manier hoe jy die lewe approach en you just keep going. En die positiwiteit van jou stunning. So my koekplik oomblik is Jannie van der Walt, absolute legend. Nee, baie dankie vir julle, dankie vir die oorkom, dankie dat julle die rus gevat om Benoni toe te kom. Maar ek bedoel Kreersdorp seker ook maar nee. Ons het ons fair share van. Ja, mense maar al die grappies. Hoe sê hulle, ons het ons stukkie polony, stukkie
bietjie benou nie kom al, maar pragtig, is 'n mooi wêreld Jy hier. weet mos maar, hoe weet jy iemand is van Monas? Ja, hy Hy sê vir jou, nee, obviously, ja. Nee, baie dankie vir julle. Ek bedoel, mens is lekker om, ek het baie van julle ander programme ook gesien, en dit is 'n great program, en is lekker om mense te sien, wat jy nie altyd weet wat hulle doen, waar hulle nou in die lewe is nie, en jy bring baie van daai goeders uit, en dis lekker om te Ja, baie dankie. Ja, Dankie. dankie. Daar's hy. Lekker dag Daar's hy. verder. Thanks, Johnny.